Waar is die vrouwens? Môre familie. Eerstens dank ek die Hemelse Meester dat hy hierdie dag moontlik gemaak het. As dit nie die Here was nie, sal ons nie in die huis van die Here kom gesit het nie. Is nie uit jou eie krag en eie wil wat jy kom ingestap het nie. Dis die Gees van die Here wat jou gelei het. En jy het nie 'n fout gemaak dat jy vandag in die huis van die Here kom ingestap het nie. Baie van die kere dink ons, ek gaan maar net omdat my suster gaan. Ek gaan maar net omdat my broer gaan of omdat my man gaan. Dit is nie toevallig dat jy ingestap het in die huis van die Here. Die Here het jou gelei om hier in te kom. Maak nie saak van watter kerk jy is, maar die Here het jou kom ingelei. Al wat die Here is, jy moet noukeurig luister wat uitkom uit die woord van die Here. Want daar, of iewers op 'n koel, moet jy iets kom ontvang in die huis van die Here. Amen. Dat jy hier uitgaan en daar volgens moet gaan lewe. Mens gaan nie net nie omdat jy wil gaan kyk wat word in die kerk gedoen nie. Dit is nie 'n kerk se sakkie. Dis 'n baie persoonlike sak wanneer dit kom by die kerk en die geestelikheid van God. So ons moet baie noukeurig wees om in die huis van die Here te kom instap. Jy moet al reeds vir jou gereed maak om te sê vandag wil ek iets van die Here af gaan ontvang. Ons almal het probleme. Daar is niemand wat nie probleme het nie. Ons almal het hier kom ingestap met 'n probleem wat ander ene nie sien nie. Maar die Here wil jou probleem vandag oplos. Maar hoe gee jy vir die Here jou hart? Jy moet jou hart oopmaak, moenie kyk op jou persoon wat langs jou sit nie, want die persoon sit ook met 'n ander probleem. Jy het met 'n probleem ingestap wat die Here vir jou 'n oplossing moet gee. So vandag maak jy net jou hart oop. Dit gaan net nie spesifiek oor die Moedersdag en dit moet net oor die Moedersdag gepraat word nie. Moeders, dis 'n Moedersdag, maar ons almal gaan deur die dinge en die Here wil vir ons jy wil 'n oplossing kom soek by die Here. Dit is die rede hoekom jy in die huis van die Here kom ingestap het. Maar die eerste gedeelte wat ek aan die moeders wil deurgee, is die uitnemende vrou. Halleluja. 'n uitnemende vrou. 'n eerbiedige vrou, 'n vrou wat die Here eer. Watter tipe vrou is hierdie ene? En baie van die kere dan sê ons, daai ene is nie 'n moeder nie. Is mos 'n Moedersdag, maar sy het nie kinders nie. Maar elke moeder, solank jy 'n vrou is jy 'n moeder. Daar is baie vroumense wat kinders groot gemaak het, wat nooit kinders in die lewe gebring het nie. Ek praat van ons ouma grootjies. Hulle het kinders in die strate gevat en kinders groot gemaak, maar wat ook nie hulle se eie kinders was nie. Maar omdat hulle die liefde gesoek het en die liefde gekry het by die moeder, het hulle by die moeder se huis gekom. Baie mense het by my ma se huis gekom. Ek het altyd gewonder. Ek sê, maar die tyd het ek nie die woord verstaan nie. Ek het gelewe soos ek gelewe het. Ek het altyd gesê, wat kom soek hierdie klomp mense by die huis? En elke keer as my ma moet skep, dan is dit klomp borde wat geskep word. En dit is ook by ander moeders se huise. By Apostel se huis, sy ma se huis, toe ek daar kom. Ek sien daar sy vrou skep 30 borde. Ek sê, 30 tot 20 borde. Maar dit is die liefde wat die mense getrek het na die huis toe. So 'n vrou moet so 'n vrou wees. Jy moet die liefde in jou hê om ander mense te trek. Nie net aan jou eie kinders ding nie. Amen. Maar die hulle wat ook in die straat is, moet opkyk na jou toe om te sê, ek gaan na die moeder se huis toe. Ek weet as ek daar kom, sal ek 'n bord kos gaan kry. As ek by die moeder se huis kom, sal sy vir my aanmoedig en sy sal vir my iets gee. So dit is die liefde van 'n vrou wat ander kinders trek na haar huis toe. So vrou is so belangrik. Omdat die vrou na aan God is dit so belangrik as jy 'n vrou is, om hierdie liefde te bewys, om hierdie Godvreesende vrou te wees. Want as jy 'n vrou is wat net vloek en lelik praat en skel, wie het hy liefde? Wie sal by jou huis kom? Maar die Here sê vanoggend vrouens op hierdie Moedersdag, wees jy vrou, wat anders sal trek na jou toe. Help die mense, nie net jou eie mense nie, help ook die anders, dan sal die Here jou huis oorvloedig seën. So 'n uitnemende vrou, 'n Godvreesende vrou. Halleluja. Vers 25 sê, sy het innerlike krag en waardigheid. Innerlike krag wat die Here haar gegee het. Amen. En sy het hy waardigheid. Nou ons almal, wat 'n vrou wil nie hy waardigheid van mense gesien word om te sê, nee, hierdie vrou regtig waar, sy is 'n Godvreesende vrou. As ek hierdie vrou sien, dan sien ek my ma in haar.
Is dit nie 'n goeie ding om van iemand anders wat jou nie ken vir jou kom sê moeder en hy respek kom gee? Want as jy nie die waarde in jou het as 'n vrou nie, sal jy nie respek van ander mense kry nie. Maar as jy die waarde van die vrou wys, dan sal jy sien, ewen groot mense, ewen tot ou mense sal jou respekteer en sê moeder en voor jou nie buig nie, maar met die respek voor jou wees. So ons moet so 'n vrou wees omdat die krag van die Here in 'n vrou lê. En wanneer daar is gesê as 'n vrou van die Here bid, dan is dit soos 'n skietgebed. Wanneer 'n vrou bid, dan dit so asof dit daai oomblik geantwoord word. En ek praat van 'n uitnemende vrou, hierdie vrou wat liefde het, hierdie vrou wat Godvreesend is, hierdie vrou wat die pad van die Here volg. Ek kan nie lewe soos ek wil, ek kan nie ronddring soos ek wil, en mense rondvloek en vervloek en verwag. Ek moet die Here sal my seën nie. Jy moet 'n Godvreesende persoon wees. Sy het 'n innerlike krag en waardigheid. Sy is nie bekommerd oor die toekoms nie. So 'n vrou is nie bekommerd oor die toekoms nie. Sy is nie bekommerd oor wat môre sal gebeur nie. Sy is nie bekommerd wat die kinders môre sal eet nie, want omdat sy God in haar kant het, omdat sy weet wanneer sy by die Here kom, die Here sal haar seën en die Here sal haar seën. So 'n vrou moet ons wees. Sy praat met wysheid. Sy gee raad saam met liefde. Wysheid. Ons moet baie hard bid vir die wysheid as moeders. Baie van die kere is ons moeders wat die wysheid moet hê. Ons is tekort aan wysheid. Ons vervloek ons kinders. Ons praat sleg van ons neighbor se kinders. Ons praat soos ons wil in die strate. Maar die Here kom sê ons moet hy wysheid hê. 'n Vrou moet 'n wysheid hê en volgens hierdie wysheid moet ons in die liefde moet ons bewys aan elke persoon, nie net aan jou naaste nie, maar ook aan die ander moet jy liefde kan bewys. En dan die 7 sê, sy hou toesig oor alles wat in haar huis gebeur. Sy verdra nie leidsaamheid nie. Kyk hoe belangrik is die vrou, as uitnemende vrou. Sy maak haar huis skoon, sy kla nie. Sy kyk agter haar kinders. Dit is so 'n vrou waarvan hier gepraat word. Wil ek en u nie so 'n vrou wees nie? Wil ons nie opstaan vir ons huisgesinne nie? As ons 'n vrou wat 'n biddende vrou in die huis bid, is daar altyd vrede. Daar is altyd liefde. Jy sien hierdie mense ewen van buitekant af regtig waar. Hierdie vrou se kinders wat hierdie vrou groot gemaak het met hierdie liefde het sy die kinders groot gemaak. Daai kinders het dan ewen respek vir volgende groot mens. Dit is so 'n vrou wat die Here praat vandag. So ons moet op hierdie Moedersdag moet ons so 'n vrou wees. Haar kinders is trots op haar. Haar man spog met haar. Daar is baie knap vroue, maar sy is die beste van almal. Kyk hoe word sy geprys in die Bybel. Kyk hoe word die vrou geprys in die Bybel. Maar hoekom moet ons vandag slegte woorde gegee word en gesê word dat hy is 'n slegte vrou? Daai vrou is so nors. Daai vrou vloek so in die straat. Sy drink en doen hierdie dinge. Hoekom moet ons hy vrou genoem word? Want die woord van die Here sê daar is baie knap vroue, maar sy is die beste van almal. Nou ons almal wil beste genoem word, maar dan moet ons ons maniere verander. Amen. Skoonheid is soms misleidend. 'n Mooi voorkoms hou nie vir altyd nie. 'n Vrou wat ontzag het vir die Here, verdien om geprys te word. Daar staan die woord. Ek sê dit nie, dit staan in die woord van die Here. So 'n vrou moet geprys word. Maar waar kry ek en u as 'n vrou, 'n moeder vandag? Waar kry ons vir ons in hierdie wêreld? Waar staan ons? Ons is die vrouens wat die manne moet trek na die huis van die Here. Amen. Waar is ons manne? Want omdat ons nie Godvreesend lewe nie, omdat ons nie hierdie uitnemende vrou is nie, omdat ons nie hierdie liefde binne in ons nie. Net die man sê iets oor ons die man skel. As hoekom die manne ewen nie eens by die huis wil bly nie. Dan sê hulle, hierdie vrou praat baie. Dan gaan hy op sy paie, hy gaan drink. 'n Man wat drink, kan so 'n vrou sal so 'n man uit die pad uitbring na die huis van die Here toe. Amen. So ons is baie belangrik voor die Here se oë is ons baie belangrik, want ons lê na aan God se hart. Halleluja. So ons moet lewe soos 'n mooi voorkoms hou nie vir altyd nie, sê die woord daar. 'n Vrou wat ontzag het vir die Here verdien om geprys te word. Gee vir haar die waardering wat sy verdien. Laat sy erkenning geniet in die stadpoort. Kyk hoe belangrik is dit.
Gee vir haar terwyl sy lewe die waardering, dit wat sy doen. Want baie van die kere is daar kinders wat regtig waaruit baie goeie huise uitgekom het, maar iewers op 'n kol het hulle op uitgedraai. En so 'n kind wat uit so 'n huis uitkom, dis respek die ma. Die woord van die Here sê, eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang lewe hê. Amen. So dit is baie belangrik, as jy jou moeder nie eer nie, dan kan jy nie lang lewe verwag van God af nie. 'n kind wat sy moeder en vader eer, verdien lang lewe. Hy het die woord van die Here sê, jy sal 'n lang lewe hê, en jy sal lang lewe geniet. So eer jou moeder en jou vader, maak nie saak hoe jou moeder is nie. Maak nie saak of jou moeder 'n dronklap is nie. Maak nie saak of jou moeder watter tipe moeder is nie. 'n kind moet sy moeder eer en respek. Baie van die kere hoor jy hoe die kinders staan en met hulle se ouers praat, dat dinge, Here, is jou ma, maar jy vloek jou ma. Is jou ma, maar jy praat soos jy wil met jou ma. Die Here sê vandag op hierdie Moedersdag, ons moet ons tonge, want die dood in die lewe lê in die tong. En baie van die kere gebruik ons moeders, ons vroumense gebruik baie skerp woorde teenoor die volgende mense. En wanneer jy 'n skerp woord of 'n vervloeking na 'n ander huis toe stuur, dan kom dit terug na jou huis toe. Dan gaan verstaan jy nie later hoekom jou lewe en jou kinders se lewe nie regkom nie. Wat het jy gesê? Wat 'n skerp woord het jy na jou buurvrou se kinders gesê? Ai, julle sal nie eendag regkom nie. Ai, julle sal tog net so bly in die straat in. 'n woord, 'n tong is 'n giftige ding. En wanneer hy 'n woord gesê het, dan sal hy woord op daai persoon gaan lê. So daarom moet ons weet as vroumense op hierdie Moedersdag, vra vir die Here om wag voor ons monde te sit. Sodat ons net kan praat wat van die Here afkom. Sodat ons, wanneer ons kwaad raak, want ek weet ons almal is vroumense, wanneer ons kwaad raak, praat ons dinge soos ons wil. Ons raak kwaad en ons vervloek en ons eie kinders vervloek ons ook. Ai, jy sal net ry en jy sal niks word in die lewe. 'n Moeder wat haar eie kind so sê, want hoe sal hy kind gaan? Ai, jy is 'n hoer. Hoe dink jy want hoe gaan sy kind? Sy sal straat toe gaan en sy sal 'n hoer raak, omdat die woord kragtig is en dit wat jy gesê het. Daarom moet ons altyd seëninge sê. Jy moet seëninge na jou familie toe sê. Jy moet altyd jou goeie dinge sê. En wanneer jy goeie dinge sê, kom die goeies na jou toe. Is dit nie waar nie? Amen. Sê altyd goeie dinge, spreek altyd goeie dinge. Dan kom die goeies na jou toe. Amen. Ons verwag so baie van God af, maar ons vervloek mense. Ons praat sleg van mense. Ons beskinder die mense en praat sleg van jou buurvrou. Maar wat se seëninge kom na jou huis toe? Want jy het dit veroorsaak. Jy is nie gedoen nie. Baie kere is ons vroumense wat vloek na jou huis toe terugbring. So vandag sê die Here, wees 'n uitnemende vrou. Wees 'n liefdevolle vrou vir jou huis en jou huisgesin. En net vir jou huis en jou huisgesin nie, vir hulle wat moeder nodig het om na jou huis toe te kom. Daar was een keer gesê, wanneer jy 'n bord skep, en wanneer jy borde skep by jou huis, moet jy altyd 'n ekstra bord skep, want jy weet nie wie sal die Here stuur na jou huis toe nie. Baie van die kere sê die mense, ai, ons skep, gaan julle moet nou terug gaan huis toe, want dit is nie hoe 'n moeder wees nie. Gee jou bord vir die kind, en bly jy honger, want die Here sal jou sorg daarvoor. So, kom ons wees uitnemende vrou. Kom ons wees vroumense wat goeie spreek teenoor die anders, dan sal die goeies altyd kom na jou toe. En dan sal ons nie blame vir die anders kan gee nie, omdat ons die goeies gespreek het en die Here het goeie na jou huis toe gebring. So wees 'n uitnemende vrou op hierdie Moedersdag. Verander. Niemand is volmaak nie, maar kom ons streef na volmaakheid toe en doen wat goed is en volg die Here net so ver die woord